die vir Adam in massas kom ondersteun. Dit gaan uitstekend met sy teologiese studies en vanaand om 7 het hy 'n proefprojek by Open Doors Sundays. Ons bid hom baie seën toe. Ons gaan nou 'n wonderlike tyd van die kerkjaar binne. Op die oomblik is dit die tydperk tussen Jesus se opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees. Komende donderdag aand 29 Mei vier ons Hemelvaart. Kom woon gerus die diens om 7 by. Jy hoef nie mooi aan te trek nie, kom sommer net soos jy is en bring sommer die kinders saam. Daarna begin die Pinksterdienste op Sondag 1 Junie om 8:30. Na die uitstorting van die Heilige Gees wat 2000 jaar gelede is die eerste gemeentes gestig en met Pinkster vier ons dis die verjaarsdag van Christus se kerk op aarde. Ons gaan elke aand, maandag tot donderdag aand om 7 feesvier en kreatief wees. Almal van graad 1 af is saam in die kerk. Die kleuters het hulle eie Pinkster en vir die kleintjies is daar 'n oppasdiens. Vra asseblief julle skoolkinders om hulle potletsakkies saam te bring. Soos julle weet is ons bevoorreg om vir Dominee Cecile Marie Lou as ons prediker te ontvang. En nou hoef julle nie eers duur te betaal vir 'n kursus of Vrouedag om haar te hoor praat nie. Vir die wat nie heeltemal so kreatief voel nie of nie saans wil uitgaan nie, bied Dominee Anton ook vanaf Dinsdag 3 Junie tot Vrydag 6 Junie om 10:00 in die oggend Pinksterdienste aan in die kerk. Die breë lyne van die aanddienste word gevolg. Bid asseblief saam vir almal se voorbereiding. Wat is die mees algemeenste vraag voor Pinkster? Is daar kos? En ja, natuurlik is daar kos. Die spyskaart sal op die naweek se huidige op die nuus wees. Bestel gerus by die kerkkantoor of op die lyste in die kerk of op Google Forums. Daar sal elke aand voor die diens gratis koffie wees en ook pannekoek te koop wees. As jy kans sien om self 'n klompie te bak, laat weet asseblief vir Martha. Volgende week vertel ons weer van die sendingprojekte en die insamelings tydens Pinkster. Tot dan, wens ons 'n geseënde erediens toe. Goeiemôre geliefdes. Baie welkom by vanoggend se fees-erediens. Ons vertrou dat dit 'n geseënde saamwees sal wees. Kan ek gou sien wie was lank terug in die gemeente gewees wat vanoggend hier is? Jy het al draaie geloop en jy het die uitnodiging gekry en jy is vandag hier na 'n lang tyd. Kan ek dit gou sien? As hy daar hierso kloppie. As hy baie welkom ook aan julle in besonder. Kom ons draai net van mekaar toe en groet mekaar en dan gaan ek vir julle 'n klomp vrae vra wat julle soos in die skool met juffrou het antwoord. Okay, so ons gaan nou daarby kom. So groet ek gaan mekaar en gaan ons verder aan. Alright, dit is soos 'n hierdie random vraag wat geskiet word en dan moet jy reageer. Goed, so kom ons gaan die eerste. Wie van julle was in Heidek op die gemeente toe die gemeente afgestig het van moedergemeente in 1981? Is daar van julle vandag hier? Daar's hy, hier is ons 'n paar ander. Wie van julle was in die jaar 2000 in Heidek op toe daar redelike verandering in die gemeente plaasgevind het? Word nou baie meer te wees. Yes. Okay. Wie van julle onthou vir Dominee Volgraaf? Okay, vir Dominee Price, Proppie my ou maatjie, Dominee Hendriks, Dominee van Vieren. Yes, dis 'n klomp van julle. Okay, wie is hier in hierdie gemeente gedoop? Ja, is 'n hele paar van julle wat kom, dan is van die jongeres ook. Yes. Wie se kinders is hier gedoop in die gemeente? Hey, baie mooi. Okay, wie van julle het persoonlik belydenis van geloof afgelê hier in die gemeente? Klomp van julle wat hier nog verbonde is. Wie se kinders het al belydenis van geloof afgelê in die gemeente? Ja, jy kan sien dis waar die kinders is, nee. Goed, nou gaan ons betrokkenheid. Ergens waar jy dalk al ingeskakel en betrokke was in die gemeente. Wie van julle was baie jare terug, dink tot so 2006 by die kinderkraams dalk betrokke gewees? Of was self in die kinderkraams? Is jy in die kinderkraams? Yes. Okay, wie van julle was in die toneelgroep gewees? Dit was 'n sterk toneelgroep, daar is ons Sissel. En daar's ook nog 'n paar van julle. Wie was deel van die visieproses gewees in die jaar 2000? Wat aktief in die leierskap en groepe wat bymekaar gekom het? Daar's hande, hierso is nog 'n. Okay, die minder. Okay, wie van julle onthou die kuskar wedrenne? Okay, lyk wel, ek dink jy was seker baie jonk geweest toe jy rondgejaag is of gestoot het hier om die kerkgebou. Ons het 'n baie sterk vroue diens gehad op stadium. Wie van julle was deel vroue nou? Wat deel was daarvan? Kyk, daar is 'n paar van julle, is reg.
die was ook 'n sterk fietsrygroep geweest. Wie was deel van die fietsrygroep en dalk aan die fietstoere deelgeneem? Ja nee, daar sit die fietsryse agter, reg. Goed. Dan het ons begin met die kinderkerke in 2007. So wie was deur die jare van 2007 tot nou toe betrokke by die kinderbediening of kinderkerke of self daar of in die leierskap? Klop jy hande? Ja, is klop jy hande. Wonder nie daar ook. Wonderlik. Dan het ons die bediening gehad, huis op die rots wat ouer toerusting geleentheid is. Wie van julle het al so geleentheid deel bygewoon en iets saam met jou ouers dalk gedoen? Daar's 'n maagie. Van julle nog, dis 'n hele klomp van julle wat dit gedoen het. Wat se nog? Wie was in leierskap geweest? Ouderling met die jaken geweest? Dis 'n paar. Right? En wie was in bedieningsleiers geweest? Ergens jy 'n bediening gelei? Dis 'n klomp van julle, wonderlik, baie dankie. Wie van julle onthou nog die gesinsdiens wat tot in 2006 in die saal was? Wie was deel daarvan? Daar is nog 'n klompie. Daar is 'n paar van julle. Vertel 'n verhaal net, Betty. Okay, ons het selfgroepe op 'n stadium gehad wat sterk funksioneer het. Wie van julle was in 'n selfgroep gewees in die jare hier by of omgegroepe? Sê so? Dis 'n hele klomp van julle. Dit is amper klaar. Bazaar en kermis was nog altyd wonderlike saamkomgeleenthede. Wie van julle het so geleenthede al bygewoon deel gewees daarvan al die dinge? Dit word die hele klomp aan dit. Ja. Ons hou van kuier eet. En dan wie van julle het die voorreg gehad om op uitreike te gaan? Plaaslik hier, sê maar soos hier in aksie of dan oor see ons sendlinge te gaan besoek. Kan ek gou sien wie's daar? Dis 'n hele klomp van julle. Wonderlik. Okay, nou is Jackie se vraag op wat ek moes vra. So baie dankie daarvoor. Jackie het gehelp met hierdie vraag. Geliefdes, die feit dat jy jou hand opsteek, vertel iets van jou kommitment. Vertel iets van jou saam op reis wees met hierdie geloofsgemeenskap deur verskillende seisoene van geboorte tot waar ons nou is. 44 jaar, amper 44 jaar wat ons hier in die dorp is. Maar jy sal weet die rede hoekom ons vandag by mekaar is in besonder omdat ons in 2025 terugkyk oor 25 jaar van die gemeente wees met oop deure. Nou 2025 is eintlik baie mooi die getal. 25. Die van julle wat nou al so 'n bietjie nader aan my geleef het, sal weet dat getalle is vir my baie belangrik. So toe ons hierdie jaar begin het met ons eerste kwartaal 19 Januarie het ons gaan kyk waar kom 2025? Waar was hy in die Hebreëse kalender in? En dit is die jaar 5785 in die Hebreëse kalender. En daar's 'n wonderlike profetiese betekenis aan hierdie getal, wat ons kan sê dis gelooflik, dis fantasties. 2025 wat dan die jaar 5785 is 'n jaar van genade. Dis 'n jaar van deurbrake. Dis 'n jaar van tyd wees om in 'n nuwe ruimte of nuwe ruimtes in te beweeg. En dit maak my al klaar baie opgewonde. Die Christelike Kerk dwars oor die wêreld 2025 as 'n jaar, as 'n jubeljaar. 'n Jubeljaar weet ons, dit is waar die lande nie gesaai is en geoes is nie, skuld afgeskryf is en al sulke goed. 'n Jubeljaar. En iemand het gesê 'n jubeljaar, it's a year for a divine encounter with God. 2025 is 'n besonder dan ook genadejaar, 'n jubeljaar om hierdie goddelike koneksie te kan hê, 'n ervaring saam met God. As ons nou so 'n bietjie inbeweeg in die getalle, elke getal in die Bybel het 'n profetiese waarde. En die getal 5 se profetiese waarde is genade. Dink aan die gelykenis van die 5 wyse meisies en die 5 dwaase meisies. Dis genade wat hulle betoon het. So dit is die inherente profetiese waarde van genade. En nou praat ons van 25 is gelyk is wat? 5 maal 5. Dit kan ons sommer maak net. 5 maal 5. So dit is genade op genade wat ons vier. Dan dit hou nie op nie. Ons is nou in
Mei maand, dis die 5de maand. Maar in die Hebreëse kalender is die 5de maand word genoem Av. En hierdie maand, die 5de maand, het hulle gevier as elke jaar se tyd van oorgang van iets na iets anders en van hernieude vertroue in God en sy vertroue dat sy volk sal leef soos hy wil leef. Dit dui ook op 'n tyd om 'n nuwe geloofstappe te neem. En hier is van julle wat betrokke was by die proses in die jaar 2000. Geloofstappe is geneem deur die leierskap om te gaan kyk waar was ons gewees. NG Kerk wat op bepaalde spore geloop het, maar van daar af geloofstappe geneem het en sê, ons vertrou die Here vir 'n nuwe seisoen in hierdie geloofsgemeenskap. 25 jaar gelede is daar in geloof gewaag om 'n nuwe rigting in te stap wat God vir die leierskap op daardie stadium in die gemeente aangedui het. Geliefdes, en soos ons vandag by 25/5/25 en ons vier nie net 25 jaar se gelede se gebeur nie, maar vandag sien ons ook met verwagting uit na die nuwe seisoen wat die Here nou weer vir ons oopbreek. Dis 2025, die beloftes is daar, hy het dit gegee. En by wyse van spreke gaan ek met hierdie sleutel, ek sal net nou ietsie meer weer oor hom sê, ons het hom verlede jaar al gebruik, gaan ek vir ons die deur oopsluit, wat vir ons sê, dis 'n nuwe deur wat die Here vir ons oopmaak, vir ons as geloofsgemeenskap. En dankie dat jy vandag hier is, om dit saam te kom vier en te belewe. Die Here is hier. Amen. Geliefdes, kom ons staan. Ek gaan vir ons begin met Psalm 149 as 'n inleiding en daarna gaan ons Psalm 100 sing saam met Gert wat al van 1985 deel is van die gemeente. En daarna gaan ons so kom sing met die saam met die orkes. So kom ons staan, dan begin ek met vir ons Psalm 149. Die psalmdigter sê as volg: Prys die Here, sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars. Laat Israel hom verheug in sy Maker. Laat die volk van Sion jubel oor die Here hulle koning. Laat hulle sy naam prys met koordanse, laat hulle speel tot sy eer op tamboerijn en lier. Die Here is goed vir sy volk. Hy kroon die hulpeloses met oorwinning. Amen. Geliefdes, genade en vrede van die koning wat hier is en van Jesus Christus, die een wat vir ons nuwe deure kom oopsluit het, deur sy lewe af te lê en weer op te neem, en die Gees wat kragtig in en deur ons werk, vandag en elke dag van ons bestaan as die gemeente met oop deure. Kom ons loof en prys die Here saam.
Wat 'n wonderlike voorreg om in verhouding met hierdie Here God te kan lewe en sy lof te kan besing. En ons gaan nou oor om die Here te dien met ons offergawes. Daar is snapscan op die banke as julle dit wil gebruik. Die kollektesak sal verbykom. So miskien moet ons net gereed maak met jou offer, want saam met die dankoffer wat ons gee, gaan ons bietjie terug in tyd loop. Ja, memory lane, van 1981 tot en met die jaar 2025. So, dis 'n video, so 5 minute, en die foto's gaan kom. Jy mag dalk jouself sien in 'n ander gedaante toe jy baie jonger was en minder grys en daar straler is in daai lyn. Maar kom ons kyk en dan dien ons die Here met ons offers en ons kyk ook God se storie van genade in hierdie geloofsgemeenskap. Ik genade van
Wat 'n gelooflike verhaal het jy voor ons afgespeel. Dankie dat jy deel is daarvan, en dat jy steeds deel bly van die nuwe geskiedenis, wat die Here in en deur die geloofsgemeenskap wil skryf. Kan ek vra, wie is die, dit is nou nie die oudste lidmaat, wie is die lidmaat wat al van die gemeente begin af hier, 1981, is daar iemand? 82, 83, daar is hy. Wil julle saam vorentoe kom? Of julle nog 'n kersie sit? Ja, kom Merel, kom vorentoe. En ja, jy kom maar vorentoe kom klein. Vir ons die kers aansteek. Liefdes, Merlin sê nou vir my, sy en Ellen, haar man wat afgesterf het, hulle Lani se pa, hulle is vandag 29 jaar getroud gewees, het hulle in die gemeente getroud. Gerrit het hy die maar dan ook baie jaar is. Liefdes, kom ons dank die Here ook vir die offers. Here God, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend ook met dankbare harte ons offers aan te bring. Ja Here, ons kyk terug oor klomp genadejare van 1981 af tot en met die jaar 2025. Ons fokus dalk vanoggend op die laaste 25 jaar. Maar elke sekonde wat afgetik het, was U die God wat die hand oor ons gehou het. U het die geloofsgemeenskap in die lewe geroep. U het ons 'n plek gegee binne hierdie gemeenskap om U lig te laat skyn. Gee dat ons met die offers wat ingesaam is en met ons hier steeds 'n ligbaken sal wees wat hoop en genade en liefde bly saam. Ons dink aan Merlin en Lelani vandag. Ja, dis 'n kosbare datum om te onthou, die dag wat hulle getroud is. Here wil julle ryklik seën vir hierdie twee dames wat so spesiaal is vir ons. Kom Gerrit en Jean, wat ook al baie jare hier is. Here, en vir elkeen wat hier die jare aangesluit het en bygekom. Wat 'n wonderlike voorreg om die familie van God hier te wees. Ons kom na U en ons bring aan U al die lof, al die eer en al die aanbidding van ons harte. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Amen. Een tekstgedeelte wat waarskynlik nie van die begin af deel was van die gemeente se Bybelskat nie, maar wat vir baie jare nou al oor ons pad kom, is die tekstgedeelte wat ons kry in Jesaja 43 vers 18 en 19. En ek wil so ver gaan om dit terug te neem na toe die Here in 1981 met hierdie geloofsgemeenskap begin het, maar in besonder ook in die draaipunt, die nuwe momente wat die Here kom gegee in die gemeente in die jaar 2000. Israel is in ballingskap gewees en hulle is in 'n oorgangstydperk waar hulle dis die konteks waarbinne hierdie gedeelte afspeel. En julle ken Jesaja 43 baie goed wat begin met wat die Here sê, ek het op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur vuur gaan of deur water, dit sal nie versprei nie, sal nie wegspoel nie. En hy beloof, ek is weer in vers 5, ek is by jou. En daarna as ons aanbeweeg, kom die Here en profeties kom sê hy wat voorlê vir die volk van God. Dat daar 'n nuwe seisoen vir hulle aanbreek.
En dit is goed om oor die skouer te kyk en terug te kyk in die geskiedenis. Maar luister wat sê die Here ook vandag vir ons. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. En dieselfde Here God wat dit vir Israel beloof het, beloof dit ook vir ons vandag. Die Here wil iets nuuts doen. In jou lewe persoonlik, maar ook in ons as die familie van Christus, die gemeente met oop deure. As hy praat van die woestyn en die droë wêreld en riviere wat gaan kom, dit beteken dis 'n radikale ommekeer wat kom. 'n Nuwe seisoen waar daar vrug gaan wees, waar daar lewe gaan wees, waar daar vitaliteit gaan wees. Ons oop wees, ontvanklik wees, te hoor wat God vir ons sê, sodat ons die seisoen wat voorlê met vrymoedigheid kan instap. Maar dit is tog nodig dat ons net so 'n moment stil staan. En ek het vir François de Tooy gevra, hy was deel van die leierskap gewees en ook die bestuursraad voorsitter, ek beroep is later na die gemeente toe. Maar ek het hom gevra om in 'n kort paar minute vir ons net so 'n opsomming te gee van die wat gebeur in die jaar 2000 en daardie wat het gebloei, wat die Here begin losmaak. En François, ek gee jou geleentheid en baie om ons te kom deel. Is iemand stem nie? Baie dankie, Dominee Anton. Gemeente, goeiemôre. Ek gaan hierdie kateders so 'n bietjie verskuif. Dit is vir my 'n besondere voorreg om vanoggend 'n baie kort terugblik te gee op die gebeure van 25 jaar gelede, toe ons Hemelse Vader vir hierdie gemeente die visie van die oop deur gegee het. Toe ek en Anton vroeër gesels het, het ek vir hom gesê, dis vir my baie moeilik om te glo dat 'n kwart eeu reeds verloop het sedert daardie tyd. En ek moes my eie gedagtes ook 'n bietjie gaan verfris oor wat die Here hier in die gemeente gedoen het in 1999-2000. Daar het 'n besef by ons as gemeenteleierskap ontstaan, en dit is verseker 'n besef wat die Here op ons harte gelê het, dat ons moet besin, ons moet diep dink oor die rol van Heidekoppie hier in Protea Hoogte, in Brackenfell, in Suid-Afrika en selfs buite die grense van ons land. Dit is vir my die eerste hoogtepunt as ek terugdink aan daardie tyd. Hoe die Here dit regtig op die gemeente se harte gelê het, dat ons moet besin oor 'n visie, sy visie vir Heidekoppie gemeente. Nou, tipies menslik het ons geluister, maar ons het ook gedink ons gaan die stem van die Here maklik hoor. Hy gaan duidelik met ons praat en dit gaan nie vir ons besonder moeilik wees om sy visie vir hierdie gemeente te identifiseer. Maar die Here se tyd is nie ons tyd nie. En die pad wat ons wil stap, is nie die pad wat die Here altyd wil hê ons moet stap. Ons het met die visioneringsproses begin, soos ek gesê het, met die vertroue dat ons kort voorlank die visie sou identifiseer. Ons het verskeie kampe gehou, ons het werkswinkels gehou, ons het dinkskrums gehou, maar daar het net nie 'n duidelike beeld na vore gekom oor wat die Here vir Heidekoppie gemeente in gedagte gehad het, by wyse van 'n visie vir die toekoms. Interessant genoeg, in die proses
waarby die gemeente ook betrek was, breë gemeente, by wyse van vraelyste wat uitgestuur is, en idees wat ingewin is. Interessant genoeg, in die loop van die proses het die idee van die oop deur wel op die tafel verskyn. Dit is wel voorgestel, maar interessant genoeg, dit was 'n idee wat nie eintlik steun geniet het. Dis 'n idee wat half op die agtergrond geskuif is. En ons het aanhou soek. En as ek terugdink aan daardie tyd, dan onthou ek dat daar 'n mate van teleurstelling, selfs 'n mate van mismoedigheid geheers het onder diegene wat by die visioneringsproses betrokke was. Omdat ons gesoek het, ons het geluister na die stem van die Here, maar ons kon nie duidelik hoor wat sy plan, wat sy visie vir die gemeente was. Dit was soveel te meer vir ons 'n uitdaging, want ons wil baie graag tydens Pinkster in die jaar 2000 die visie aan die gemeente bekendstel. En Pinkster 2000 het stadig maar seker nader gekom en ons het gevoel ons is self nie enigstens nader aan die identifisering van 'n visie vir die gemeente. En ek onthou goed, ons het na een vergadering hier in die kerk, in die pastorie, hier langs aan by mekaar gekom, en soos ek gesê het, ons was 'n bietjie teleurgestel, ons was 'n bietjie mismoedig geweest, omdat ons op daardie stadium al so lank met die proses besig was, en ons het gevoel, ons is nie nader aan die vind van 'n visie vir die gemeente. En toe het die François Pras die aand gesê, maar kom ons gaan teken, kom ons gaan skets van die idees wat toe reeds op die tafel was. En een van die lede van die visioneringsgroep was Sybrand Goosen, kunstig. En hy het toe die opdrag gekry om van die idees wat toe nou reeds, soos ek sê, op die tafel was, om dit te gaan skets, om te gaan teken. En toe ons by 'n volgende geleentheid by mekaar kom, het Sybrand sy prentjies op die tafel gesit. En een van die prentjies wat hy geteken het, was die oop deur. Daar dieselfde prentjie wat gebruik het, wat julle nou 'n bietjie vernuwe het en gemoderniseer het, wat gebruik het voor op die ingang tot die kerk. Daardie prentjie het Sybrand geskets. En toe ons dit sien, toe is dit asof die Here die sluier wegtrek. En daardie idee wat ons vroeër op die agtergrond geskuif het, die idee van die oop deur, toe het ons besef, dit is die visie wat die Here vir hierdie gemeente wil hê. En dit verteenwoordig dan ook die idee van disippelskap, dat mense die oop deur kan inkom, tot die kruis gelei kan word, by die voete van Jesus gelei kan word, en dan daarna ook weer kan uitgaan, om sy disippels in die wêreld te wees. En daar het verskeie wonderlike dinge voortgevloei. Die visie is geformuleer, dit is inderdaad bekendgestel. Pinkster 2000 het ons die visie aan die gemeente bekendgestel. 'n missie, strategie is geformuleer. 'n Wonderlike visielied wat Marlene Jooste geskryf het, is aan die gemeente bekendgestel. En Anton, ek glo julle sing tot vandag toe nog. Julle gaan dit vandag sing, die visielied. So dit was 'n besondere gemeente, 'n besondere moment, dink ek, in die bestaan van Heiligop die gemeente. Toe die Here op wonderbaarlike wyse, maar nie op 'n maklike wyse, die visie van die oop deur vir hierdie gemeente gegee het. En ek is so bly dat daardie visie behoue gebly het oor 25 jaar en dat dit werklik die identiteit van hierdie gemeente geword het. En daarom wens ek vir julle alle sterkte toe en alle voorspoed toe, ook vir die volgende 25 jaar en daarna, waar julle die visie, die idee, die doel van die oop deur verder sal uitbring. Baie dankie.
Baie dankie François. Jy leer al die jare hier jou vermoëns gegee om dinge mooi by mekaar te kan trek. Liefdes, jy sal weet, dit is maande wat in 5 minute nou by mekaar getrek is. Maar dankie daarvoor. En sê julle weet die worsteling wat daar was, maar ook die vrug wat gekom het vir 'n geloofsgemeenskap en leierskap wat geluister het by die Here. So baie dankie daarvoor. Dan net ander wat jy gesê het, François, een ding. Aanvanklik was dit die visie van die gemeente. Enkele jare gelede het ons gesê, dit is net meer 'n visie, net 'n prentjie van die gemeente. Dit raak ons identiteit. Dit werk nie. Dit is ons identiteit, nie as geloofsgemeenskap nie, maar jy en ek, elkeen van ons is 'n oop deur. Dis jou identiteit, as jy kind van die Here is, jy is deel, lidmaat van hierdie geloofsgemeenskap. En dit het implikasies, ons gaan net nou daarna kyk. Wat ons nou gaan doen op hierdie stadium, ons gaan die Here loof en eer met 2 liedere. Die eerste is, Marlene, is jy daar agter. Marlene Jooste het in die tyd wat daar 'n proses aan die gang was, waar die leierskap gedink het, en die Here vir haar met haar musikale gawes op die melodie van Blyversekering hierdie visielied gegee. En as ek nou reg, so tussen die lyne onthou, ek weet nie wie waarheid en so half van die waarheid af vertel ek nie, maar dit was die Here het vir haar gegee in 'n tyd toe sy nie alles geweet het wat in die leierskap en in die prosesse wat aan die gang was. En daarom glo ons, en weet ons, die Here vestig vir die leierskap, maar dit ook by wyse van met 'n lied en woorde in Marlene se lewe kom ingegee en dan in die realiteit is. Geliefdes, ons gaan staan en dan gaan ons hierdie 3 strofes van die visielied gaan ons sing en dan daarna lied 478 wat sê op vaste fondamente God sy kerk gebou. Hierdie geloofsgemeenskap bestaan nie van die 81. Hy is gebou op vaste fondamente wat God gelê het en wat ons op 'n Pinkstertyd gaan vier, die geboorte van die kerk waarvan die Here self die koning en Here is. So kom ons staan, dan sing ons hierdie 2 liedere, die visielied en die 478.
Geliefdes, ons het ook die wonderlike voorreg om vanoggend nagmaal saam te gebruik. Die nagmaal is 'n gemeenskapsmaaltyd. Dis die familie van Christus wat by mekaar kom en saam eet en saam kuier. En ons gaan dit wel na die tyd ook doen met koffie en tee en muffins, nooit hulle uitdaag, maar hierdie is God se spesiale ete wat hy vir ons gegee het. 'n Ete met 'n diep, ryke betekenis van Jesus wat sy lewe vir ons afgelê het. Hy is gebreek aan die kruis, sy bloed het gevloei, sodat ons deur sy offer die nuwe lewe kan en mag hê. Geliefdes, ons gaan dit gebruik, ons het tekens by die deure gekry, ons sal nou hoor of daar ander is wat dit nog benodig. Kan ek net hoor klein waar as julle vir die tafel gereed maak? Kan ek net 'n aanduiding kry, is iemand wat oorgeslaan is met die wafertjie vanoggend? Dan bedrywe sap by. Lyk ons almal dan nie. Ja, goed, Hendrik. Jy ons sal julle kry dan. Dis ons nog. Also kijk je af en toe je daar achter het huis op. En dan waar ik zie nog aan. Dan hoe. Dan die answer. Vanoggend het al baie gepraat oor ons kyk terug oor 25 jaar van die oopdeur geloofsgemeenskap wees. Maar met die nagmaal word ons gevra om baie verder terug te kyk in die geskiedenis. Tot by die gebeure plus minus rondom 33 na Christus. Toe Jesus Christus saam met sy disippels aan tafel was, die donderdag aand voordat hy gekruisig sou word. Dit was 'n ete gewees wat ons saam geniet het. Daar was vrolikheid rondom die tafel tot by 'n punt wat Jesus die geleentheid aangegryp het en vir sy disippels duidelik kom sê, daar kom 'n draaipunt. Dit gaan diep draaipunt wees in die geskiedenis van die wêreld. Dit gaan die senterpunt wees waarom die jaartellings gaan draai in die wêreld. Wanneer Jesus sy lewe gaan aflê en hulle die ongesuurde brood omgestuur, by daardie punt het Jesus sy Vader gedank vir hierdie ete. Vader in die hemel, baie dankie dat ons vanoggend hierdie wafertjie mag eet. En dat dit deel is van ons, deel raak van ons lewe. As 'n teken daarvan dat U die volle prys betaal het. Die liggaam is gebreek, U het gesterwe, sodat ons saam met U die lewe kan hê. Kom seën ons dan nou, want ons ook hierdie kosbare ete saam met U geniet. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Amen. Geliefdes, hierdie wafertjie wat ons breek, teken van die liggaam van Christus wat gebreek word.
is 'n teken daarvan dat Jesus liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al jou sonde. Neem, eet en dink daaraan dat hy so gesterf het vir jou persoon. Die beker van danksegging wat aan die einde van die ete omgestuur is die derde beker wat hulle omgestuur het in die Joodse tradisie, en Jesus nuwe vars betekenis kom gee en gesê, ek gaan môre sterwe, my bloed gaan vloei, dit gaan die teken wees, die simbool waardeur jy skoon gewas gaan word van al jou sonde. Vader, ons neem ook hierdie beker, die glasie druiwesap of wyn, en ons besef, dis 'n simbool met 'n kragtige inhoud. 'n Simbool van u leegbloei aan die kruis, u alles gee, sodat ons nie losgekoop kan word deur aardse middele van goud en silwer, maar met kosbare bloed. Dit was ons skoon van al ons sonde. Dit bring ons in die regte verhouding met u God. Gee dat ons dan ook hierdie klein stukkie wat ons neem, sal ervaar as 'n bewys daarvan, dat u alles vir ons gegee het. Wil ons die versekering gee, Here, om ons te koop, ons alles vir u gee. Ons dank u dan ook vir hierdie beker, Vader, Seun en Gees. Amen. Geliefdes, neem, drink en glo dat Jesus se bloed gevloei het tot volkomme versoening vir al jou sonde. Here, ons wil u loof en ons wil u eer, want aan u goedheid is daar geen einde nie. U het 'n draaipunt in die wêreldgeskiedenis prominent laat gebeur. Geskiedkundig opgeskrywe, wyd vertel, oorgedra van geslag tot geslag, tot vandag. Jesus, die Messias, die Immanuel wat sou kom om God by ons te wees, die een wat sy lewe afgelê het, volledig prys gegee het, tot daar aan die kruis wat hy gesê het, nou is alles volbring, tetelestig. Die volle offer is betaal. Daardeur is ons gekoop met kosbare bloed van Jesus Christus, met sy liggaam wat gebreek is. Mag ons met groter dankbaarheid en waardering, Here, vir u gaan lewe, elke dag van ons lewe, gefokus op u, nie net op die verlosser wat gesterf het, maar die verlosser wat graf en dood oorwin het, en lewe tot ewig. Dankie dat ons die versekering het, wanneer ons u bely, wanneer ons in geloof aan u verbonde is, dat ons saam met u lewe nou, voluit, en tot in ewigheid saam met u sal leef. Ons dank vir die ete, word verheerlik in u deur ons lewens, van hier af verder aan. Amen. En amen. Geliefdes, die oopkeer verhaal waarvan François gepraat het, wat my ou kollega vir die leierskap in die jaar 1999-2000 gegee het, en wat so half op die, ons sê dit in Engels, die backburner gesit is, het op die ou einde die teksvers vir hierdie geloofsgemeenskap geword. Maar ek wil julle terugvat na Jesaja 22 vers 22. Ek gaan nou die geskiedenis daarachter vertel, kortliks. Daar staan aan hom, dit is Eliakim, sal ek die sleutel van die koningshuis gee, spesifieke sleutel,
Wat hy oopsluit sal niemand toesluit nie. Wat hy toesluit sal niemand oopsluit nie. En dan wanneer ons gaan kyk na ons visieteks Openbaring 3 vers 7 en 8 sien ons dat God vir Johannes die woord kom gee wat juis aansluit by Jesaja 22 vers 22. Skryf aan die leraar van die gemeente in Philadelphia, so sê die heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. Verwysing na Jesus Christus. Dan vers 8, ek weet alles wat julle doen, sê Jesus. Kyk, ek het die deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie. Jesaja 22 skets vir ons daardie gebeure in Israel in 'n tyd van oordeel as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Ons weet van die ballingskap geskiedenis, al baie daaroor gepraat die afgelope paar jaar. Maar so sien ons dat dat Eljakim word nou nie aangestel as die paleisadministreer in die Dawids koningshuis. Maar dit is nie Dawid wat hom aanstel nie, dit is God self wat vir Eljakim gekies het en aangestel het om hierdie rol te vervul. So hy het gekry die sleutel van die huis van Dawid. En hierdie sleutel het in daardie tyd gesimboliseer vir iemand wat toevertrou word met gesag en oor toegang. Want Eljakim kon besluit dat iemand tot by die koning kan kom en met koning Dawid kon praat. Of hy kon besluit, nee, dit is nie jou dag nie. Of jy is nie geskik om voor die koning te verskyn nie, en dan die sleutel het hy die deur toegesluit op daardie persoon en gesê, jy het nie toegang tot die koning nie. Die sleutel waarvan ek vroeër gepraat het, nie die ene, hy kom uit Jerusalem, dit is 'n geskenk aan my gegee verlede jaar. En op hom staan the key of David, en dan ook Jesaja 22 vers 22, kom uit die ou stad Jerusalem. Eljakim moet ons sien as 'n voorloper van Jesus, wat uiteindelik die posisie sou opneem as die sleuteldraer by uitnemendheid. Wanneer ons dan oorbeweeg na Openbaring 3 vers 7 en 8 dit sluit pertinent aan by Jesaja 22 vers 22. Wie was Philadelphia? Philadelphia was een van die 7 klein gemeentetjies in Klein-Asië. Hulle het in moeilike omstandighede gelewe. As ons die volle brief aan hulle gaan lees, dan sien ons daar's die Satan en navolg van Satan was in die dorp gewees. Hulle het teenkanting gekry. Dit het met hulle baie moeilik gegaan. So word Jesus deur Johannes beskrywe met goddelike titels. Hy sê daarso, hy is die heilige, hy is die ware God en 'n sleuteldraer. Hy is die sleutel van Dawid, direkte verband dan met die Ou Testament geskiedenis. Maar ten spyte van die min wat in die gemeente gehad, die min krag, prys Jesus hulle vir hulle getrouheid. Dan sê Jesus, ek het die deur voor julle oopgesluit. Ek het die sleutel gedraai. Ek het die deur oopgemaak sodat julle toegang kan hê, vrye toegang kan hê tot die koning van alle konings. En daardie deur dien as 'n simbool, hierdie oop deur wat ons nou vanoggend oopgesluit het. Ons het gehoor dit in die visielied. Ons het gehoor wat van Frans Paul as leierskap gehoor in daardie tyd. Dis juis 'n geleentheid om die evangelie uit te dra. Dis 'n oop uitnodiging na Jesus Christus toe om te kom kniel by die kruis wat jy gesê het van Sybrand se logo. Te kniel by die kruis, by die voete van Jesus. Dit maak ook koninkryksgeleenthede oop. Want jy kan baie maklik net 'n gemeentevisie hê. Maar die Here het ons deur jare geleer, ons moet 'n koninkryksvisie hê, want God se koninkryk is veel meer as die bietjie wat hier gebeur. En hy op die gemeente oop deur en Brackenfell. Die oop deur vertel vir ons ook van God se guns en sy teenwoordigheid. Geliefdes, guns is God se genade wat hy ons bewys het deur al die jare.
van sy teenwoordigheid by ons. Die een wat die deur oopsluit en ons nooit gelos het nie, maar elke moment saam met ons op reis is. En ons moet hoor, net keer hoor, die deur is God gegewe en dit is permanent oop. God het dit deur Jesus Christus moontlik gemaak. Niemand kan dit weer toemaak nie. Dis vir ons 'n wonderlike troos en 'n versterking om dit te kan weet, terwyl ons hier geloofsgemeenskap is. Maar die volgende wat ons moet weet is, Jesus is daar die sleuteldraer. Belangrik. Dis niemand anderste, dis nie die leierskap hier, of ek, of wie ook al, wat die sleuteldra, wat oop of toemaak hier. Jesus is die uiteindelike sleuteldraer wat God gegee het. So wat beteken dit? Jesus bestuur nie net 'n paleis van 'n koning. Hy regeer die koninkryk van God. Almal wat hom aangeneem het, het hy reg gegee om vrye toegang te hê deur 'n oop deur na die koning van alle konings. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur hierdie Jesus wat God gegee het. So hy maak die deur oop, sodat mense gered kan word. Hy sê daar in Johannes 10, as hy praat oor die skaapkraal en die skaap en die herder, dan sê hy daar, ek is die deur. Jesus is die deur waardeur jy ingaan. Jesus maak die deur oop sodat daar toegang tot die hemel kan wees. Hebreërs 10 vers 29 sê, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom en dit op 'n weg wat niet is en na die lewe toe lei. Jesus. Geliefdes, Jesus maak strategies deure oop en toe. Tot in hierdie dag. Hy het dit in 1981 gedoen vir hierdie bepaalde geloofsgemeenskap toe ons afgestig het van Brackenfell Moedergemeente. En toe die Proteaweg nog net 'n stofstraat was en die koeie nog hier agter gewy het. Here het dit in jaar 2000 kom herbevestig. Sê ek is steeds God en ek is steeds Here en ek is steeds die ene wat die deur oop hou vir hierdie geloofsgemeenskap. En hy doen dit ook 25 jaar later, 2025. Liefdes, ons leef is in besonder vir 25 jaar met hierdie belofte dat niks die geloofsgemeenskap se deure sal toemaak nie. Amen. Dis 'n wonderlike voorreg. 25 jaar gelede het die leierskap in die gemeente 'n nuwe visie omhels. Hierdie gemeente het die roeping aanvaar om 'n kerk vir ons gemeenskap te wees in hierdie gemeenskap. En God het daardie deur daarvoor, wat er deur op is, het hy oopgehou by wyse van spreek. En vra maar vir enigiemand wat leierskap was, dalk goed ingeskakel was, hierdie geloofsgemeenskap se deur is oopgehou deur God alleen deur sy genade. Want ons het deur intense uitdagings al gegaan in hierdie geloofsgemeenskap. Daar was baie veranderinge wat plaasgevind het deur die jare. Ons het seisoene gehad van diep in die moeilikheid wees, donker tye, en seisoene van groei, seisoene van stabiliteit. Noem dit op watter seisoen ook al. Ons is nou ook 'n seisoen van oop wees, van groei, die pad wat die Here vir ons wil wys. So wat is ons heilige roeping hier in hierdie gemeente? Ons roeping in hierdie gemeente is, ons is nie net 'n naam die gemeente met oop deur nie. Dis ons identiteit. Dis wie ons is. 'n Deur om die wat seer en hoopvol is te verwelkom. 'n Deur wat oop is, wat die Here oopgemaak het van die aarde af tot in die hemelse heerlikheid. 'n Deur wat oop staan sodat ons kan voortgaan om Jesus te verkondig en te leef. 'n Deur van sending, 'n deur van vrygewigheid om te gee, raak van bediening, op ander maniere betrokke by Jesus se aksie en daar waar die nood en die krisis is. Dis deur van genade, omdat die Here ons genadig was deur al die jare, wil ons Jesus se genade ook leef teenoor ander
wat ons baie kruis. So wat is die praktiese implikasies vir jou en my en vir hierdie geloofsgemeenskap in die seisoen wat nou voor ons lê? Eerstens, almal is welkom. Almal is welkom. Van jou word gevra om radikaal gasvry te wees. Jy verteenwoordig hierdie geloofsgemeenskap met die gesindheid wat jy teenoor ander mense openbaar. Die manier hoe jy mense ontvang, hoe jy met hulle praat, hoe jy 'n hand van bemoediging op hulle sit, hoe jy hulle uitnooi. Niemand is te gebroke of te verlore om nie hier welkom te voel nie. Jy is die een. Jy raak ook deur verander. Ons bly oop vir God se leiding. Die leierskap het in 1999, 2000 het hulle stil geword en die Gees vertrou om met hulle te praat en vir hulle 'n visie te gee vir hierdie geloofsgemeenskap vir 'n nuwe seisoen, want die gemeente kon nie aangaan soos wat hulle aangegaan het. Dit mag wees dat die Gees nuwe deure vir ons oopmaak na nuwe geleenthede toe. En ek kan nie wag daarvoor. Ek weet nie van jou nie, maar ek is kinderlik opgewonde en wagtend dat wat God elke liewe dag in en deur die geloofsgemeenskap doen en nog wil doen. Ons wil doelbewus in die gemeenskap sigbaar wees as 'n plek van genesing, as 'n plek waar God aanbid kan word, 'n plek waar jy kan geestelik groei en versterk kan word. Dit moet die ruimte wees waar jy graag wil wees, op 'n Sondag besonder, maar op ander tye. Natuurlik wil ons nie hê die visie en die identiteit moet by hierdie geslag stop. Daarom is ons uitgebreide kinder- en jeugbediening. Jy moet ons moeite doen, ouers, jy het 'n verantwoordelikheid om 'n oop deur vir jou kind te wees, sodat hulle lief is vir die Here, dat hulle voluit vir hom kan lewe, dat hulle wil inskaap by 'n geloofsgemeenskap en betrokke bly. Want die volgende generasie moet opstaan wanneer jy en ek nie meer daar is. Dan ons wil in alles getrou bly aan ons roeping, net soos die gemeente Philadelphia. Ons krag, geliefdes, lê nie in getalle, maar in ons getroue navolging van Jesus. Deur agter hom aan te stap, kom seën hy vir ons, kom rus hy vir ons toe, kom lei vir ons op hierdie nuwe weë. Jy en ek is oop deur mense. Die geloofsgemeenskap is 'n oop deur geloofsgemeenskap. Die afgelope paar jaar praat ons is die familie van Christus. Jesus het die deur vir ons oopgemaak om 'n familie te wees wat oop is, wat nog mense ontvang, sodat die gemeente kan groei, dat die familie groter kan word. Vir 25 jaar, en selfs van die eendag stap ons deur die oop deur in, en ons stap uit. Daarom wil ek glo dat jy ook dit sal doen. Dis 'n voorreg om te behoort aan hierdie geloofsfamilie, waarvan God self die Here en Koning is, en Jesus Christus die Verlosser is, en die sleuteldraer wat vir ons deur openbaar, en aktiewe leiding deur die Heilige Gees. Jesus kom sê vandag ook weer vir ons, kyk, ek het 'n deur vir julle oopgesluit. Niemand kan dit weer toesluit. Kom ons stap daar met vrymoedigheid die volgende seisoen in, tot eer van God wat getrou is en goed is. Ons gaan net nog weer daarvan sing. En Jesus, die sleuteldraer, een wat vir ons deur oopgesluit het, 'n nuwe lewe persoonlik, maar ook vir ons as gemeente. Amen en amen. Liefdes, ons gaan staan, die begeleidingsgroep van vir ons begelei met This is Amazing Grace, God se genade wat oor ons gespoel het. Daarmee gaan ons die Here loof. Julle sal ook sien dat wierook aangesteek word. Die vorige ronde wat ons gedoen het dit redelik in die kele gekrap, soos die nagmaalwyntjie van net nou. Maar dit sluit aan by ons gebed, wat Rihanna net na hierdie lied vir ons gaan bid, waar dit kom uit Openbaring 8 vers 4. So kom ons staan en dan loof en prys ons die Here saam.
Geliefdes, julle sien hoe die wierook hier optrek, Openbaring 8, kosbaar. Daar is baie wierook aan hom gegee om dit saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook wanneer die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. En Rihanna gaan in ons plek, gaan sy vir ons voorgaan in 'n gebed. Julle kan eers 'n plek inneem. En dan gaan sy vir ons voor gebed maak. Ruik die wierook, sien die rook wat optrek. Dis jou en my gebed saam met Rihanna tot lof en eer van God. Ons hemelse Vader,
U is die almagtige, ewige en heilige God. U is die Alfa en die Omega, en hier kom dank ons U vandag. Dankie vir 'n visie van 'n gemeente met oop deure. U was in hierdie afgelope 25 jaar in al die moeilike tye en ook in al die goeie tye in en teenwoordig by hierdie gemeente. En nou is U ook hier by ons tydens al hierdie feesviering. Dankie Here vir die visie wat U gegee het van die amandelbloeisel, wat die nuwe seisoen aankondig. Hierdie nuwe visie het ook vir ons in Heidekoppie 'n seisoen geword van vernuwing en verandering, maar ook die onwrikbare wete en belewenis dat dit 'n seisoen is van nader aan U groei, 'n seisoen waar ons U beter leer ken, met liefde mense nader aan Jesus toe bring, sodat elkeen U mag ken. Heidekoppie se deure staan oop om almal te verwelkom wat moeg is na siel en liggaam en rus wil ervaar in 'n wêreld waar daar soveel probleme is. Ons oop deure verwelkom elkeen wat soekend is na die hoop wat nooit beskaam staan nie. U het vir ons hierdie deure oopgesluit en U gee die belofte dat die deur wat U oopgesluit het nie weer toegesluit sal word nie. Dankie Here dat ons aan U woord kan vashou en nie twyfel nie, maar bly glo en in geloof die pad saam met U stap. Ons bid vandag U seën oor Dominee Anton, Adam, Andrei, oor elke leier en werker en lidmaat in hierdie gemeente. Mag U die werk van hulle hande vestig en seën en gebruik, sodat U naam verheerlik word, sodat U krag en almag sigbaar word, vir nie ons in hierdie gemeente nie, maar ook in die groter area om Brackenfell. En mag die vuur van U Gees vernuwing en verandering aanblaas op hierdie pad vorentoe. Mag elke persoon wat hier instap, U nabyheid ervaar en hulle nooit onaangeraak laat nie. Here, soos Franciscus van Assisi gebid het, bid ek ook vandag vir Heidekoppie. Ek bid, Here, dat U ons instrumente van U vrede maak. Waar daar haat is, laat ons U liefde bring. Waar daar seer is, Here, U heling. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. En waar daar duisternis is, lig. Waar daar droefheid is, vreugde. O Heilige Here, gee dat ons in plaas daarvan om vertroosting te soek, ons eerder ander sal vertroos, om begrip te hê, eerder as om begryp te wil word, om liefde te gee, eerder as om bemind te word. Want deur te gee ontvang ons, deur te vergewe word ons vergewe, en deur te sterwe word ons gebore tot 'n ewige lewe. Mag U seën en liefde en genade by ons bly, nou en vir altyd. Ons bid dit in die naam van ons Hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen en amen. Amen. Voordat ons afsluit met twee liedere aan die einde, wil ek net persoonlik baie dankie sê vir 'n groot span wat meegewerk het om hierdie dag te laat gebeur. Kan baie maklik wees dat mense sê, o, dis die dominee en hy is in beheer van al die dinge. Ek wil versekering gee, as daar nie spanne is en mense wat aktief betrokke is in bediening en saamwerk het, gaan 'n eerdiens nooit op 'n dag gebeur. Ek het probeer dink hoeveel mense, net om vandag, dit wat vooraf gebeur het in die week ter voorbereiding, vandag die spanne, ons musiekbediening, ons klank en data, ons dienswerkers, die kinderkerkleiers wat by die kinders is, almal wat betrokke is, wat gereed gemaak het in die saal, dit wat ons nou gaan geniet. Ek dink ons praat van 50 na 70 mense om vanoggend te laat gebeur. Ek wil vra dat julle by wyse van handeklap dankie sê en eer bring aan die Here vir manne en vroue wat met hul gawes en passies opstaan en diensbaar is in die koninkryk.
Ek sê vir julle ja. Liefdes, ons gaan afsluit met 2 liedere. Die eerste saam met Gert, wat ons gaan begelei, lied 200, U goedheid Heer, kan ons nie pyl nie. Ons besef dit net, sy goedheid en sy getrouheid oor ons is groot. En daarna, goedheid van God, ons sê 'n plaaslike inhuis weergawe daarvan. Bly staan dan vir die seën, en daarna nooi ons vir julle uit, beweeg, gaan kry die kinders so vinnig as moontlik, kom na die saal toe, daar is baie koffie, lekker moer koffie en tee, en daar is baie muffins aan te eet. Groot verskeidenheid van te kies. So kom hy 'n fees saam met ons. Kom ons staan en loof ons die Here. Luister, oor die goedheid
is God is goed en hy is getrou. Hy was met ons, hy is nou met ons en ons glo dat hy met ons sal wees vir die pad voort. Ontvang persoonlik God se seën op jou lewensreis om ook deur te gaan wees. Voluit inskakel by die familie van Christus hier, sodat die gemeente die oop deur geloofsgemeenskap kan wees wat lig bring in hierdie donker wêreld, wat soos 'n stad op 'n persel wees, 'n lamp op 'n lampstander. Mag die Here jou persoonlik seën en jou geliefdes. Die Here is voor julle om die pad vir julle gelyk te maak. Die Here is agter julle om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder julle om julle te dra in tye as dit moeilik gaan. Die Here is rondom julle om julle te beskerm. Die Here is langs julle om julle sy arms toe te vou. Die Here is bokant julle om julle te seën. Die Here is binne julle om julle te lei deur sy Heilige Gees, vandag, môre en tot in ewigheid. God se mense sê hierop, amen en amen. Blessings, 'n lekker dag, kom kuier lekker saam.